Hartlik goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom weer eens by Straatwys. Nou, hierdie laaste ruk spandeer ek nogal baie tyd aan die liefde en veral oor 1 Korintiërs 13 met Valentynsdag wat net om die draai is. Nou, daar is een sin, een vers in vers 5 wat sê, die liefde soek nie eie belang nie. Nou, dis waarskynlik een van die moeilikste goed om ooit regtig te leef. Want ons leef in 'n wêreld waar alles draai om my regte, my spasie, my waarheid, my behoeftes. En hoor mooi, menseregte is belangrik. Jou menswaardigheid is iets wat heilig is en niemand mag jou breek of jou stem stil maak nie. As jy uit 'n huis uitkom waar daar geweld was, manipulasie, emosionele of fisiese mishandeling, dan weet jy hoe belangrik dit is om jou eie waarde te ontdek en te beskerm. Nou ek ken dit baie goed, daardie huis waar jy nie regtig jouself kan wees nie. Waar stilte veiliger was as eerlikheid, waar jy leer om jou energie te lees soos 'n weerkundige die wind lees en die weer na kyk. Maar hier is die vreemde paradoks wat ek in my eie lewe gesien het. Te midde van 'n destruktiewe verhouding het ek 'n voorbeeld van iets in my lewe en in my ouerhuis gesien. En dit was my ma. My ma het gebly, sy het gestiek. My ma het uitgehou. My ma het die houe gevat en deur alles het sy iets gedoen wat my vandag nog stil maak. Sy het te midde van alles nooit my pa by my afgebreek nie. Sy het nooit sy kroon afgeruk voor ander mense nie. Baie mense wat ons geken het, het nooit geweet wat regtig in daardie huis aangegaan het nie. En nou wil ek jy moet mooi hoor, ek sê nie bly in mishandeling en dat dit altyd reg is nie. Ek romantiseer nie die pyn daarvan nie. Daar is situasies waar weggaan die gesonde en die goddelike besluit is. Maar wat ek wel geleer het is dit, ware liefde is nie eie geregtigheid nie. Ware liefde is nie 'n ego wat op die troon wil sit nie. Ware liefde is nie 'n klein goetjie wat aanbid moet word nie. Eie geregtigheid sê, jy moet aan my pype dans, jy moet my behoeftes eers sit, jy moet my behandel soos ek dink ek verdien. Nou dit is 'n sponshart. 'n Spons wat wag om nat gemaak te word konstant. 'n Spons wat meet hoeveel water jy vir hom gee. 'n Spons wat kla as jy voel dat dit nie genoeg is nie. En weet jy wie skree die hardste in so 'n verhouding? Die een wat die bangste is. Die een wie se ego so groot lyk, is dikwels die een met die grootste onverwerkte vrese in hulle harte. Hulle skree hard omdat hulle bang is. Iemand hoor die fluistering van hulle eie onsekerheid in hulle hart. En die ironie, die sogenaamde sterk ene is die een wat eerder bly, wat dra, wat vergewe, wat hanteer. Al lyk hulle soms vir die wêreld swak. Maar emosioneel is dit dikwels die een met die diepste krag en die grootste geloof. Maar selfs daardie dinamika hou nie vir altyd nie. Want hier is die waarheid, 'n spons kan nie 'n rivier wees nie en 'n ego bly nooit en word nooit versadig nie. Jy kan water gooi en dis nooit genoeg nie. En die waterbron, hy raak leeg. In my jare as 'n dominee en egskeidingsbemiddeling en egskeidingmediasie het ek iets gesien wat my baie getref het. Baie mense verlaat verhoudings omdat hulle voel hulle kry nie genoeg nie. Dan gaan hulle in 'n volgende verhouding in en dan nog ene en dan nog ene. Maar die patroon bly dieselfde. Want as jy 'n spons is, maak dit nie saak watter kraan jy onder sit nie, jy bly dors. Want die probleem was nooit net die ander persoon nie. Die probleem was dat jy nooit geleer het om self 'n bron te wees nie. Kyk nou byvoorbeeld na dating apps en die profiele daarvan vandag. Lysies van wat mense soek, hoe hulle behandel moet word, hoe hulle dink liefde moet lyk en hoe jy hulle moet hanteer, wat die ander een na die verhouding toe moet bring. Maar min mense skryf, hier is wat ek bereid is om te gee, hier is hoe ek jou gaan dien, hier is hoe ek jou gaan opbou. Dit is amper asof ons inkopies doen vir 'n lewensmaat. Maar liefde is nie 'n verbruikersproduk nie. Liefde is kruisvormig. Jesus wys dit radikaal. Hy gee homself. Hy beskerm self die wat hom verraai. Aan die kruis bid hy vir die mense wat hom gekruisig het. En dis nie swakheid nie, dis krag onder beheer en ware liefde. In die sielkunde sien ons dit baie goed, dat mense wat veilig is in hulle identiteit, hoef nie konstante bevestiging te eis nie. Hulle kan gee sonder om iets terug te kry. Hulle kan lief hê sonder om elke dag 'n balansstaat op te trek van daardie liefde. Nou dis emosionele volwassenheid, dis geestelike volwassenheid. En ja, daar moet natuurlik grense wees. Selfopoffering beteken nie selfuitwissing nie.
Jesus het lief gehad, maar hy het ook weggestap wanneer mense hom net wou misbruik. So die vraag is nie, word ek genoeg liefgehê nie. Die vraag is ek 'n bron of 'n spons? Spandeer jy jou dade om te meet hoeveel jou maat jou gelukkig maak? Of vra jy, wat kan ek vandag gee? Wat kan ek vandag opbou? Hoe kan ek vandag water wees in iemand anders se dors en wêreld? Want hier is die geheim, wanneer jy 'n bron word, begin jy self al hoe voller raak. Wanneer jy ophou om alles oor jouself te maak, begin jou lewe groter as jy self voel en begin jy groei. Liefde wat nie eie belang soek nie, beteken nie jy het geen identiteit nie. Dit beteken jy is so seker van jou identiteit in God, dat jy nie meer jou maat hoef te gebruik om jou leemtes te vul nie. Dan raak jy iemand wat voed, iemand wat afkoel, iemand wat versterk, iemand wat hoop gee, iemand wat lewe gee vir die mense rondom jou. Jy raak 'n draer van lewe. So ek vra jou vandag eerlik en sonder oordeel, is jy besig om mense rondom jou te gebruik om jou spons nat te maak? Of wanneer gaan jy begin leer hoe om 'n fontein te wees? Want liefde, ware liefde, is nie wat jy kry nie, dis wat jy gee en daardeur wat jy word. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap, mooi loop.